Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sy met julle almal. Amen. Ek gaan vanoggend bietjie anders te begin. Ek gaan eers met 'n verhaaltjie begin voor ek uit die woord uit lees. En ek dink van julle het al dalk hierdie verhaaltjie gehoor. As jy dit gehoor het, luister maar weer, indagtig. As jy dit nie gehoor het nie, is ek bly. En aan die einde van die preek hoop ek, want dit is nie 'n ware verhaal nie. So moet jy nie mislei, dit is nie 'n ware verhaal nie. Maar daar's dele hiervan wat jy jou eie kan maak na die preek. En ek hoop jy kan die dele van hierdie kan jy jou eie maak. 'n Waterdraer het elke dag met twee groot erdekruike gehad, wat aan die punte van 'n juk oor sy skouers gehang het. Een van die kruike was perfek en het altyd al die water van die rivier tot by sy meester se huis gebring. Die ander kruik het egter 'n kraak ingehad en teen die tyd dat hulle die huis bereik het, was dit altyd net halfpad vol. Vir 2 volle jare het die gekraakte kruik homself geskaam oor sy eie mislukking. Hy het gevoel dat hy net die helfte van sy werk gedoen het. Op 'n dag, naby die rivier, het die kruik uiteindelik sy hartjie teenoor die waterdraer uitgestort en hom verskoning gevra, omdat hy water lek en sy taak nie kon voltooi nie. Hier kom het. Die waterdraer het sag geglimlag en geantwoord: "Het jy opgelet dat daar net pragtige blomme aan jou kant van die paadjie groei en nie aan die ander kant van die ander kruik nie?" Hy het verduidelik dat hy altyd geweet het van die kraak. Daarom het hy doelbewus 'n pakkie blommesaad aan die gekraakte kruik se kant van die pad geplant. Elke dag terwyl hulle teruggestap het, het die kruik se water die saadjies nat gemaak. Die waterdraer het sy die pragtige blomme gepluk om sy meester se huis te versier. Sonder die kraakie in die kruik sou daardie pragt nooit bestaan het nie. Pak dit, hou dit. En as dit jou eie kan maak na die preek, dan is ek bly. Dan kan dit 'n ware verhaal in jou eie, in my en almal se lewe wees. Ek gaan vir ons 'n stukkie lees uit 2 Korintiërs 4 van vers 1 tot vers 18. En dan die teksverse, die teksverse sal wees vers 4 en dan vers 7. Paulus se bediening, 'n skat in kleipotte. Daarom, aangesien ons hierdie bediening het, volgens die ontferming wat aan ons betoon is, gee ons nie moed op nie. Daai stukkie van vers 1 wat ek gesê het, die tema, daarom gee ons nie moed op nie. Die 83 vertaling sê so mooi, daarom word ons nie moedeloos nie. Ons het egter afstand gedoen van geheime, skandelike dinge en tree nie slinks op of verdraai die woord van God nie. Maar deur die waarheid aan die lig te bring, beveel ons onsself voor God aan by die gewete van elke mens. As ons evangelie dan tog nog versleier is dit versleier vir die wat verlore gaan. Vir die ongelowiges wie se denke deur die God van hierdie bedeling verblind is, sodat die lig van die evangelie van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is, nie oor hulle skyn nie. Ons verkondig immers nie onsself nie, maar Jesus Christus as Here en onsself as julle diensknegte ter wille van Jesus. Want God wat gesê het, laat daar uit die duisternis lig skyn. Dit is hy wat in ons harte geskyn het om ons te verlig met die kennis van die heerlikheid
van God in die aangesig van Jesus Christus. Dan ook die temavers. Hierdie skat het ons in kleipotte, sodat die buitengewone krag duidelik van God kom en nie van ons nie. In alles word ons verdruk, maar nie oorweldig nie. Ons is raad verleë, maar nie radeloos nie. Ons word vervolg, maar nie in die steek gelaat nie. Ons word platgeslaan, maar nie vernietig nie. Die sterwe van Jesus dra ons altyd in ons liggaam met ons saam, sodat ook die lewe van Jesus in ons liggaam sigbaar kan word. Want ons wat leef, word voortdurend aan die dood uitgelewer, ter wille van Jesus, sodat ook die lewe van Jesus in ons sterflike liggaam sigbaar kan word. So werk die dood dan in ons, maar die lewe in julle. Maar aangesien ons dieselfde gees van die geloof het, soos geskryf staan, ek het geglo, daarom het ek gepraat. Glo ons ook en daarom praat ons. Ons weet dat hy wat die Here Jesus opgewek het, ons ook saam met Jesus sal opwek en julle voor hom sal stel. Want dit gebeur alles ter wille van julle, sodat die genade wat steeds meer mense insluit, die dankbaarheid oorvloedig kan maak tot eer van God. Daarom gee ons nie moed op nie. Hier kom dit weer, daarom gee ons nie moed op nie. Want selfs al vergaan ons uiterlike mens, word ons innerlike mens van dag tot dag vernuwe. Want ons ligte en tydelike verdrukking bewerk vir ons 'n gewigtige en al oortreffende ewige heerlikheid, terwyl ons nie let op die sigbare nie, maar op die onsigbare dinge, want die sigbare is tydelik, die onsigbare ewig. Paulus skryf hier aan die gemeente van Korinte, wat sy gesag bevraagteken het. En dit het Paulus diep bedroef. As jy kyk na sy briewe, hoe hy dit skryf, hy was regtig diep bedroef. Nie net het hulle sy gesag bevraagteken nie, hulle het ander probleme ook gehad. Hulle het swaar gekry finansiëel, en van die gemeentelede het tot vals profete toegelaat. Ook daai vals profete het Paulus se gesag ondermyn. Paulus herinner die gemeente in Korinte egter dat God se werk nie afhanklik is van menslike vermoë of uiterse glans nie. God kies om sy heerlikheid deur gewone mense te openbaar, soos ek en jy. Daarom kan gelowiges selfs in moeilike omstandighede volhard, omdat hulle hoop gefestig is op die ewige heerlikheid wat gaan kom. Die ewige heerlikheid nie wat miskien gaan kom nie. Ons weet die ewige heerlikheid gaan kom. Dis 'n feit. As ons in een ding seker is, ons weet nie of ons môre gaan opstaan of wat môre gaan gebeur nie, maar ons het daar's 'n feit, die ewige heerlikheid gaan kom. Dit is wat ons van weet. Die fokus van die evangelie is nie die prediker, die kerk of die gelowige nie. Die fokus is Jesus Christus. In 'n tyd waar mense dikwels erkenning soek, herinner Paulus ons dat ons roeping is om Christus groot te maak. In Johannes 3 vers 30 sê Johannes, hy moet meer word en ek minder. In Korintiërs 2 vers 6 skryf Paulus, want God wat gesê het, laat daar uit die duisternis lig skyn, dit is hy wat ons in ons harte geskyn het, om ons te verlig, met die kennis van die heerlikheid van God in aangesig van Jesus Christus. Daai gedeelte vat ons terug na Genesis 1 vers 3 toe, en God het gesê, laat daar lig wees.
en daar was lig. Dieselfde God wat fisiese lig geskep het, bring geestelike lig in die harte van die mens, van ons as mense. Verlossing is nie net 'n blote menslike begrip nie, dit is God wat die lig van Christus in ons harte laat skyn. Paulus gebruik in 'n pragtige beeld in vers 7. Hierdie skat het ons in kleipotte, sodat die buitengewone krag duidelik van God kom en nie van ons nie. Nou kan ons onsself die vraag afvra, wat is die skat wat Paulus van praat? Hier in vers 7. En waar pas dit in sy argument in, dat ons kleipotte is wat maklik breek? Paulus skryf die brief aan die gemeente van die Korinte, want hy wou vir hulle vertel het van die mense se eie feilbaarheid en swakheid. Ja, volgens hom is die mens niks anders as 'n breekbare kleipot nie. Hoekom sê hy nie staalpotte of koperpotte nie? Dit is tog baie sterker as kleipotte. Maar kleipotte kan maklik breek. Verbasend genoeg, hierdie swak, feilbare en maklike breekbare potte bewaar 'n skat van ongelooflike, onskatbare waarde. Paulus gebruik juis hierdie beeld van die kleipotte om die feilbaarheid en swakheid van die mens te beskryf. In Jeremia 18 vers 6 skryf die profeet Jeremia, nadat die woord van die Here tot hom gekom het, is ek nie in staat om soos hierdie pottebakker met julle te maak nie, huis van Israel? Is die uitspraak van die Here, kyk, soos klei in die hande van die pottebakker, so is julle in my hand, huis van Israel. As Paulus dus dan sê dat ons soos gelowig is wat maklik breek, dan bedoel hy daarmee dat ons nie op ons eie kragte en sterkte kan staatmaak nie. Al is ons self deur die hemelse pottebakker se hande gevorm, soos wat hy wou hê, en met 'n spesifieke doel, beteken dit nog steeds nie dat ons volmaak en perfek is nie. Dit is wel die Here se doel dat ons almal volmaak en sondeloos moet wees. Maar ons weet, Satan en sy sondemagte het gekom en hierdie skepingsdoel van God vir ons kom verydel. Ons moet besef dat ons niks anders is as feilbare instrumente in God se hande. Maar alhoewel God besef dat hierdie menslike kleipotte maklik kan breek, vertrou hy ons met 'n baie groot en waardevolle skat. Onthou in vers 7 sê daar's 'n waardevolle skat in hierdie kleipot. Wat is hierdie waardevolle skat? Die evangelie en die heerlikheid van Jesus Christus. Dit is wat in daai kleipot bewaar word, daai breekbare kleipot. Ons is die breekbare kleipotte, maar ons dra die evangelie en die heerlikheid van Jesus Christus in ons. God kies doelbewus gewone mense soos ek en jy, sodat sy krag sigbaar kan word. Ons is feilbare menslike kleipotte, maar tog vertrou die Here die verspreiding van sy evangelie toe aan ons. En daarom moet ons besef dat ons niks is nie. Ons is nie die belangrikste of die wat krag besit as ons die evangelie verkondig nie. Maar ons doen dit bloot met die krag, en die krag wat van ons behoud, is die krag van die bestaan van God. Dit is juist die feit dat ons die krag van God afkom, wanneer ons die evangelie versprei. Maar dit is vir ons moontlik om dieselfde te ervaar wat Paulus geskryf het. Verdruk maar nie oorweldig nie. Oor raad verleë, maar nie radeloos nie.
vervolg, maar nie in die steek gelaat nie, platgeslaan, maar nie vernietig nie. Hoeveel keer voel ons so? Hoeveel keer sit ons by die huis en jy sê, ek is plat. Ek voel nie lekker nie. Maar ons het nog steeds daardie skat wat ons kan opbeer as ons so voel. Ons is almal kleipotte. Ons het gebreke, vrese en swakhede. Tog werk God deur ons. Wanneer mense na ons kyk, moet hulle nie ons krag sien nie, maar God se krag. In 2 Korintiërs 4 vers 12 skryf apostel Paulus, so werk die dood dan in ons, maar die lewe in julle. Ek het aanvanklik, toe ons het hierso, in die klein groepies het ons ook daaroor, ek en Arnold en Pieter het ons daaroor gedink, gebid. Ek het aanvanklik nie besef wat Paulus hier vir ons wil sê nie. So werk die dood dan in ons, maar die lewe in julle. Aanvanklik verstaan mense nie wat Paulus in hierdie vers wil sê nie. Maar hierdie kragtige vers som die aard van Paulus en die ander apostels se bediening so mooi op. Paulus en die ander apostels het konstante vervolging ervaar en fisiese lyding. Asook die dood in die gesig gestaar, terwyl hulle die evangelie verkondig het. Paulus as die verkondiger is besig om in die heidense wêreld die blye boodskap van verlossing te bring. Maar hierdie skat wat ons van praat, die heerlikheid, die verspreiding van die evangelie is besig om hom dood te maak. Hoekom? Deur sy vervolging, deur sy lyding. Paulus beskryf homself as een van die Here se feilsbaarste kleipotte, wat ook gekraak was. En tog het die Here hom juis gekies vir hierdie spesifieke doel, om die evangelie te verkondig. In 1 Timoteus 1 vers 15 skryf Paulus, die uitspraak is betroubaar en werd om ten volle aanvaar te word, dat Christus Jesus na die wêreld gekom het om sondaars te verlos, van wie ek die heel grootste is. Sien ons, Paulus verkondig, ons weet almal Paulus was deur God gekies om die evangelie uit te dra. Maar Paulus beskryf hom nog self as een van die grootste sondaars, die grootste kleipotte, breekbare kleipotte. Ten spyte van hulle lyding, het dit vir die mense in Korinthe geestelik voordeel gebring, omdat Paulus bereid was om te ly om die boodskap te bring, kon die Korinthe die ewige lewe en die krag van die opstanding in Christus leer ken. Hulle kon geestelik opgebring word om die ewige lewe te beerwe, deur die prys wat Paulus fisies betaal het. En ons weet wat die prys was, die dood. Juis as gevolg van hul geloof skryf Paulus in vers 13, maar aangesien ons dieselfde gees van die geloof het, soos geskryf staan, ek het geglo, daarom het ek gepraat. Glo ons ook en daarom praat ons. So dit is so bitter belangrik wat ons as gemeente doen. Ons gaan uit, ons praat, ons verkondig die evangelie. Ons wat hier almal sit, hierdie breekbare kleipotte, feilbare mense, maar God het ons vertrou met daai skat om sy evangelie te gaan verkondig. En ons doen dit. Selfs in die Ou Testament was daar geskryf, ek het geglo, daarom het ek gepraat. Ons lees in Psalm 116 vers 10, hier het ek die 83 vertaling gebruik, ek het in U bly glo, selfs toe ek gedink het, dis klaar met my.
Ware geloof bly nie stil nie. Selfs wanneer omstandighede moeilik is, hou geloof aan om God te vertrou. Paulus se sekerheid was dat dieselfde God wat Jesus opgewek het, ook sy kinders sal opwek en dat hulle lyding en swaar kry en ewige doel het. Paulus skryf in vers 16, en dis ook ons teksvers ook, daarom gee ons nie moed op nie. Paulus erken dat die uiterlike mens afbreek, ons liggame word ouer, ons weet dit almal. Ons lyk nie almal, ons lyk nie dieselfde as wat toe ons gebore was, as ons opgegroei het, ons maar net so kon gewees het, sodat ons great gewees het, nee. Maar ons is nie. Ons word moeg, ons ervaar pyn. Dis menslik. Maar hy sê verder in vers 16, word ons innerlike mens van dag tot dag vernuwe. God is besig om ons geestelik sterker te maak, selfs wanneer die uiterlike mens verswak. Ek persoonlik dink, hierdie stelling wat Paulus in vers 17 gemaak het, is seker een van die belangrikste en merkwaardigste stellings in die woord. Want ons ligte en tydelike verdrukking bewerk vir ons 'n gewigtige en alles oortreffende ewige heerlikheid. Hy vergelyk tydelike swaar kry met ewige heerlikheid. Die lyding is werklik, maar dis nie die einde nie. Ons fokus moet nie wees op die sienbare dinge, soos geld, besittings, sukses en status nie. Nee. Maar ons moet ons fokus hou op die onsienbare dinge. Goed wat ons kan sien is geld, sukses. Jy sien die mense, geld, hulle ry mooi karre. Ons kan dit sien. Maar ons moet ons fokus hou op die onsienbare dinge. God se teenwoordigheid, geloof, liefde en die ewige lewe. Die onsienbare dinge bly vir altyd. Sienbare dinge vergaan, maar onsienbare dinge bly vir altyd. Hoe sê Stefan altyd? Die tyd wat ons nou in lewe, is maar 'n kort tydjie, al word jy 80, 100 jaar oud, dis 'n kort tydjie in die lewe en die tydperk wat vir ons wag, die ewige lewe. In neerdrukkende omstandighede bly ons hoopvol. Ons kon 'n paar dae gelede dalk fees gevier het. Ek weet nie wat het ons almal gedoen 'n paar dae terug nie. Maar vandag word ons soos gister met die harde werklikheid van die lewe gebombardeer. Waar korrupsie, moord, diefstal, noem dit op, ons saam met die skepping laat sug. In Paulus se tyd was dinge nie veel anders nie. Ons ervaar dit as ons die televisie aansit, dan sien ons wat gebeur het. Ons ervaar daai Satan, waar Satan ingryp, of waar Satan bewerkstellig. In Paulus se tyd was dit presies dieselfde. Tog leer God ons deur Paulus in hoofstuk 4, hy leer ons 2 dinge, wat vandag vir ons hoop en vertroosting kan bring. In vers 1 begin Paulus met die woorde, ons word nie moedeloos nie. Dit is wat ek in die 83 vertaling gebruik het. En dan die 2020 vertaling wat ek uitgelees het, daarom gee ons nie moed op nie. Met al hierdie verdrukking wat ons ervaar, die rede waarom ons nie moedeloos word nie, omdat ons besef dat ons maar swak en breekbaar is soos kleipotte, maar dat God hom oor ons ontferm, ons geroep en bekwam gemaak het. In 2 Korintiërs 3 vers 6 skryf Paulus, hy het ons bekwam gemaak om bedienaars van 'n nuwe verbond te wees. Nie van die letter nie, maar van die gees. Want die letter maak dood, maar die gees maak lewend. Hy gee ook vir ons die vertroosting dat wat ons ook al oor ons pad kom,
Hy ons daarvoor sal krag gee om dit te oorkom. In 1 Korintiërs 10 vers 13 skryf Paulus: geen versoeking het oor julle gekom behalwe 'n menslike een nie. God is egter getrou. Hy sal nie toelaat dat julle bo julle vermoë versoek word nie, maar sal saam met julle die versoeking ook uitkoms gee, sodat julle dit kan verduur. Hoor julle wat sê hierdie boodskap? Wat sê hierdie vers? Daar gaan versoekings kom, maar God gaan vir ons uitkoms gee. Hy sal ook nie toelaat dat ons bo ons versoekings getreiter word nie. As ons dit nie kan, ons kan dit net hanteer met God se krag. Selfs al kry ons in hierdie lewe 'n paar skrapies op die uiterlike van die kleipotte, op ons paar skrapies op die uiterlike van die kleipotte wat ons is, word die skat wat ons steeds deur God veilig bewaar. Hierdie skat kan niemand van ons wegneem nie. Ons leer dit duidelik in Romeine 8 vers 37 tot 39. Maar in dit alles is ons selfs meer as oorwinnaars deur hom wat sy liefde aan ons bewys het. Ek is immers daarvan oortuig dat nog dood, nog lewe, nog engele, nog magte, nog teenwoordige, nog toekomstige gebeure, nog kragte, nog hoogte, nog diepte, nog enigiets anders in die skepping ons sal skei van die liefde van God in Christus Jesus ons Here nie. Kan julle sien wat sê Paulus sê? Maak nie saak wat na ons gegooi word nie. Ons kan dit hanteer, maar met die krag van Jesus Christus. Ons as feilbare kleipotte wat maklik breek. Gooi hulle na enigiets kan ons kant toe kom, maar ons kan dit verwerk met die krag van Jesus Christus. Hierdie skat in vers 7 beteken volgens Hebreërs 11 vers 1. En hy skryf: Geloof egter 'n sekerheid van die dinge wat gehoop word en bewys van die dinge wat nie gesien kan word nie. Paulus het toe op die ou end gesterf vir sy geloof. Paulus, hierdie feilbare, gekraakte kleipot, soos hy homself beskryf het, van waar water so nou dan uitgelek het. Onthou wat ek vir julle gesê het in die begin? Waar water so nou en dan uitgelek het. Maar terwyl hy geweet het dat sy uurglas besig was om leeg te loop, het hy die wêreld met lewende water gevoed. Water wat so broodnodig was in hierdie sonnige, vervalle wêreld waar ons in leef. Water wat sal maak dat ons nooit weer dors sal hê nie. Johannes 6 vers 35. Wat Paulus en die ander apostels gedoen het, weerspieël presies wat Jesus gedoen het. Jesus moes sterf sodat ons kan lewe. Paulus volg hierdie voorbeeld deur sy eie gemak, gesondheid en veiligheid prys te gee, sodat ander die evangelie kan hoor en gered kan word. My pleit aan ons almal, laat ons dan hierdie geringe swaarke in hierdie lewe verduur, met die wete dat God ons daardeur kan dra en sal dra, en dat die uitloop op 'n heerlikheid wat alles verreweg oortref en wat ewig bly. En ek praat hier van die ewige lewe. Ek het so, en ek gaan afsluit, en ek het so 3-4 goed hier neergeskryf, wat ek wil hê julle moet ons almal, ek sluit myself ook in, moet asseblief onthou. En die verhaal wat ek vir julle gesê het in die begin, as jy daai gedeelte, jy wat ek feilbare, ons wat 'n feilbare kleipot is, en ons het 'n kraakie in, onthou, daar's 'n doel daarmee.
Wanneer lewe swaar word, onthou die volgende waarhede. Jy is dalk 'n feilbare kleipot, maar jy dra 'n hemelse skat in jou. Jy mag gebreek voel, maar God se krag werk steeds in en deur jou. Jy mag swaar kry beleef, maar daar wag 'n ewige heerlikheid wat alle lyding oortref. Daarom word ons nie moed nie. Daarom gee ons nie moed op nie en ons word nie moedeloos nie. Amen. Kom ons bid. Here, dankie Here dat al is ons feilbare kleipotte, Here, dra ons hierdie wonderlike skat in ons, Here. Die skat wat U aan ons toevertrou het. Here, waar ons daai skat kan uitleef, waar ons kan uitgaan en U heerlikheid, U woord kan verkondig, Here. En dan weet ons, Here, al is ons hoe feilbaar, U sal altyd by ons staan. En ons het ook nou gehoor, Here, dat dit maak nie saak wat ons deurgaan nie. Ons eindpunt, ons einddoel moet gerig wees op die ewige lewe. Daar waar Jesus nou sit, om vir ons 'n plek voor te berei. Dankie daarvoor. Dankie dat ons weet, Here, dat U altyd by ons is. Al is ons feilbare kleipotte. Al het ons 'n lek. Soos in die verhaaltjie waar die kleipot gekraak was, maar die blommetjies was water gegee. Here, so kan dit ook by ons wees. Al is ons feilbare kleipotte. Wat uit ons kom, kan ons 'n groot verskil maak in die mense se lewe. U waarheid kan verkondig, in gees en waarheid. Here, baie dankie. Dankie vir die voorreg, Here, dat ek hier kon staan en hierdie wonderlike gedeelte wat Paulus geskryf het, in die gemeente kon gedeel het. Dankie vir die innerlike krag wat U vir my gegee het, Here. Here, ek het hier gestaan vanoggend en ek het net gesê, Here, ek kan nie, U kan, en U het weer bewys. Dankie Vader, alle eer aan U. En ek bid alles in die kosbare naam van ons Here Jesus Christus. Amen. My wens vir ons almal as ons hier uitgaan vandag, al is ons hoe gekraak, ons moet weet dat ons 'n skat in ons dra. Jesus sal ons nooit verlaat nie, hy sal ons nooit iets gee om te doen as hy nie by ons is nie, bo ons vermoë nie. So dit is my wens, dat ons almal hier gaan uitgaan. Sy heerlikheid gaan verkondig, sy woord gaan verkondig, en sy koninkryk gaan uitbrei. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal julle tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede skenk. Amen.